Sjoe, welkom almal. Vandag vat ons julle op 'n absolute mikro-safari diep in die hartjie van die blom. As jy toevallig besig is om te leer vir jou graad 7 natuurwetenskappe eksamen, nou ja, dan is jy presies waar jy moet wees. Goed, kom ons duik reg in. Ons gaan vandag die onsigbare, fascinerende wêreld van die angiosperm. Dit is nou jou tipiese blomplant, bietjie verken. En glo my, dit is nie net blare en stamme nie. Dis 'n thriller van 'n verhaal oor oorlewing, briljante aanpassings en natuurlik die voortsetting van lewe. Ons gaan letterlik elke liewe konsep stapsgewys saam uitbluis. So kry jouself gereed om die natuur soos nog nooit tevore te sien nie. Kom ons begin by die heel begin, die absolute fondasie. Vraag 20 vra ons, wat presies is die funksie van die stam en die blombodem van 'n blom? Dink 'n bietjie aan 'n blom soos 'n massiewe, magnifieke wolkekrabber. Enige goeie gebou kort 'n stewige fondament, reg? Wel, die stam is daardie ondersteunende pilaar wat die blom hoog hou in die lug en dit mooi met die res van die plant verbind. Maar die regte interessante deel hier is die blombodem. Dit is as dit ware die platform, daardie anker waarop al die komplekse argitektuur van die blom vasgeheg word. Sonder hierdie twee, wel, dan sou die hele struktuur basies net instort. Goed, kom ons beweeg nou bietjie op na die buitenste laag. Vraag 21 en 22 lê dit mooi vir ons uit. Ken julle daardie klein taai groen blaadjies wat heeltemal om 'n jong blomknop toevou voordat dit oopgaan? Daai is die kelkblare. Hulle is soos die plant se persoonlike lyfwagte wat 'n skild vorm. En omdat hulle groen is, kan hulle selfs bietjie fotosinteer. Bonus. Maar wag, sodra daardie skild oopgaan, kyk net wat binne gebeur. Die kroonblare. Hulle is letterlik die natuur se vertoonstukke. Vraag 22 vra hoekom hulle so helder gekleur is. Wel, dis eintlik maar net 'n reuse advertensiebord. Hulle trek bestuiver soos insekte en voëls nader met daai kleure. Dit is basies die blom wat skree, "Haai, kyk hier, hier is ek." En nou is ons uiteindelik in die binneste heiligdom, die VIP-afdeling van die blom, die voortplantingsorgane. Luister mooi want hier is absoluut deurslaggewend vir daardie eksamen. Vraag 23 en 24. Breek die manlike en vroulike dele vir ons af. Aan die manlike kant het ons die meeldraad. Dit klink letterlik soos meel wat perfek sin maak, want dit is presies wat dit vervaardig. Styfmeel. Dit bestaan uit die helmdraad, dink aan 'n lang arm wat opreik en bo-op sit die helmknop. Daai helmknop is die fabriek waar die manlike selle die styfmeel aan mekaar slaan. Regoor kan dit is die vroulike eweknie, die stamper. En sjoe, dis 'n meesterstuk van ontwerp. Dit het 3 dele. Heel bo is die stempel en let wel, hy is lekker taai om styfmeel te vang. Dan kry jy die styl, 'n lang buis wat afloop tot by die vrugbeginsel daaronder. En dis hier binne waar die kosbare saadknoppies, die vroulike eierselle, mooi veilig gebêre word. En dit bring ons natuurlik by daardie magiese oomblik van koneksie. Vraag 25. Wat is die definisie van bestuiving? Man, dis eintlik so eenvoudig. Dit is bloot die oordrag van styfmeel vanaf die helmknop direk na die stempel. Klink eenvoudig reg, maar moenie 'n fout maak nie. Hierdie klein mikroskopiese sprongetjie is die absolute noodsaaklike eerste stap om die lewensiklus aan die gang te hou. As hierdie oorsteek nie gebeur nie, wel, dan stop die hele proses net daar en dan. Maar hier is die vangplek. Hoe deksels kom daardie styfmeel van punt A na punt B? Plante kan mos nou nie presies opstaan en na mekaar toe stap nie. Vraag 26 wys vir ons die 4 briljante planne wat plante beraam het. Hulle gebruik insekbestuiving, voëlbestuiving, windbestuiving en soms selfs waterbestuiving. Dit is asof elke plant sy eie persoonlike afleweringsdiens uit die natuur gekies het. Kom ons kyk bietjie na hoe ongelooflik hulle by elkeen aangepas het. Kyk net na hierdie merkwaardige kontras tussen vraag 27 en 28. Plantspesies wat ontwerp is om insekte soos bye en skoonlappers te lok, trek alle stops uit. Insekte is mal oor fantastiese geure en soet nektar. So daardie blomme, hulle is helder, hulle ruik absoluut hemels en al styfmeel is spesiaal taai gemaak sodat dit maklik aan 'n besie se harige lyfie vasklou. Maar wag, kyk nou 'n bietjie na voëlbestuiving in vraag 28. Hoekom het daardie blomme min tot geen reuk nie? Enige raaiskote? Dis omrede voëls oor die algemeen 'n verskriklike swak reuksintuig het. Die plant gaan mos nie energie mors op parfuum wat die voël nie eens kan ruik nie. In plaas daarvan gebruik hulle robuuste strukture, skreeuende rooi en geel kleure en letterlik tonne nektar om die voëls te lok en kos te gee. Slim of hoe? As jy gedink het dit is slim, wag tot jy sien wat in vraag 29 en 30 aangaan. Hierdie is plante wat glad nie op diere staat maak nie. Niks. Windbestuifde blomme, soos grasse of dennebome, hoef glad nie mooi of soet te ruik nie.
Hulle is piepklein en nogal dof. Geen fancy kroonblare of nektar nie. Hul meesterplan? Hulle het lang helmdrade en stempels wat heeltemal uit die blom uithang. Hulle strooi bloot miljoene ligte styfmeelkorrels in die wind en hoop letterlik vir die beste dat 'n taai stempel in die verte dit sal vang. En dan het ons waterbestuiving. Sjoe, dis nogal skaars, maar is verskriklik elegant. Waterlelies byvoorbeeld, laat hul styfmeel letterlik soos piepklein vlotties op die water se oppervlak wegdryf totdat dit 'n stempel naby die waterlyn raakloop. OK, kom ons sê die groot aflewering was 'n dawerende sukses. Die styfmeel het uiteindelik op die stempel geland. Wat gebeur nou? Dis presies wat vraag 31 wil weet. Dit is letterlik soos die skoot wat klap uit die wegspring van 'n wedloop. Stap 1, die styfmeel ontkiem onmiddellik. Stap 2 is wat dit wild gaan. Dit begin 'n tunnel grawe. Dit groei hierdie ongelooflike struktuur wat ons 'n styfmeelbuis noem. Daai buis groei al met daardie lang styl af, reguit getik na die vrugbeginsel daaronder. Dit is 'n absolute mikroskopiese resies teentyd. En daardie wilde reis eindig in sonder twyfel die mees dramatiese oomblik van die hele proses. Vraag 32. Bevrugting. Wat is dit presies? Wel, dis die einste oomblik wanneer die manlike geslagsel uit daai styfmeelbuis uiteindelik die vroulike eiersel binne in die embriosak bereik en hulle heeltemal saamsmelt. Daardie samesmelting, daardie vonk, vorm die embrio. Dis die heel eerste sprankie, die begin van 'n splinternuwe babaplantjie. Maar wag net so 'n bietjie. 'n Babaplantjie kan tog sekerlik nie sonder kos oorleef nie, reg? En hier is hoekom die natuur so briljant is. Vraag 33 stel 'n baie belangrike woord bekend, die endosperm. Kyk, terwyl die een manlike sel besig is om die embrio te vorm, is daar 'n ander manlike sel wat die endosperm aan mekaar slaan. En wat op aarde is dit? Dis basies 'n ingeboude, stysryke kosblik wat reg binne in die saad verbak is. Wanneer daardie saadjie eendag in die grond ontkiem, het dit mos onmiddellik energie nodig om te kan groei, lank voordat dit eers blare kan maak om te fotosinteer. Daardie endosperm, dis die perfekte, lewensreddende wegneemete. Sodra daardie bevrugting suksesvol was, ondergaan die blom 'n totale gedaanteverwisseling. Dis amper onherkenbaar. Vraag 34 lê die stappe vir ons uit. Die groot vertoning is verby, so stap 1, daardie pragtige helder kroonblare verwelk en val af. Hulle werk is klaar. Stap 2, die saadknoppe wat daar binne was, verander nou in regte, egte sade. En dan stap 3, die een wat ons gewoonlik die maklikste raak sien, die hele vrugbeginsel begin uitsit. Dit swel op totdat dit uiteindelik 'n stewige vrug word om daardie nuwe sade veilig en beskermd binne te hou. En nou, vriende, is ons in die laaste hoofstuk van hierdie mikrosafari. Vraag 35. Die vrugte is groot, die sade is gereed. Maar dink net logies hieraan. As 'n groot boom bloot al sy duisende sade net daar reguit op die grond onder hom laat val, gaan al daai bababoomties mos met hul ouer kompeteer vir sonlig en water. Dit sal 'n ramp wees, hulle moet bietjie verder versprei. Plante gebruik 4 hoofmetodes om hul sade die wêreld in te stuur. Swaartekrag, wind, diere en my absolute gunsteling, ontploffende poele. Kom ons kyk gou eers na swaartekrag en wind by vraag 36 en 37. Swaartekrag is basies net 'n baie bruikbare broetekrag. Dink aan goed soos 'n appel of 'n persie, swaar, ronde vrugte. Hulle word swaar, val met 'n reuse doef op die grond, rol dalk teen 'n bultjie af, vrot later weg en breek heeltemal oop om hul sade te vrygestel. Aan die ander kant het jy die sagte grasie van die wind in vraag 37. Hierdie sade is vreeslik lig en hulle het baie keer hierdie oulike klein vlekkies of pleisies. Dink aan 'n paardeblom, daai outjies wat jy so wegblaas. Hulle kan letterlik etlike kilometers ver op 'n sagte briesie ry. Maar soms is swaartekrag te min en vleertjies werk net nie. En dis wanneer plante onwetende, harige koeriers inroep. Diere! Vraag 38 wys ons hierdie 2 formidable planne. Nommer 1. Omkoop deur middel van kos. 'n Olifant byvoorbeeld eet soet marulasaad. Daardie marulasaad is taai. Dit oorleef die hele spysverteringskanaal en raai wat, oor so 'n paar kilometer word dit netjies verpak in 'n vars, warm hoop kompos direk in die veld agtergelaat. Ons almal weet wat dit is. En nommer 2, die sluiprylopers. Het jy al van 'n stap in die veld afgekom vol knapse kerels? Daardie sade het skerp dorings en hakkies wat net wag om aan pels of jou kouse vas te gryp. Hulle klou totdat die dier hulle vreeslik ver weg afkrap of afskud.
En laaste, maar glad nie die minste nie, bring ons vraag 39, die heel mees dramatiese manier om die verhoog te verlaat: ontploffende poele. Hoekom wag vir 'n dier of die wind as jy dit self kan doen? Sekere plante, soos akasiabome of jou gewone ertjies, bou letterlik fisiese spanning in hul poele op. Soos daai poele in die warm son uitdroog, begin hulle oneweredig in mekaar trek. Dit bou op en op totdat klap. Hulle bars skielik oop met so 'n harde geluid en skiet die sade soos klein groen projektiele deur die lug. Dink net bietjie daaraan, 'n plant wat sy eie katapult gebou het om sy kinders die wêreld in te vier. Nou ja, soos ons vandag se safari tot 'n einde bring, wil ek hê jy moet oor hierdie een fascinerende gedagte nadink. As 'n stil, blykbaar lewelose plant buite in die tuin in staat is tot sulke meesterlike, aksiebelade ingenieurswese om sy eie toekoms te verseker, wat deksel se ander onsigbare wonders vind op hierdie oomblik reg onder ons neuse plaas. Dankie dat julle vandag saam met my geleer het. Gaan leer hierdie konsepte lekker hard en vreeslik baie sterkte met daardie eksamen.